gister is totaal vergeef. Ek strewe van nou af om vir Jesus te leef. Ek is nie meer gepla oor wat die mense sê. In Jesus het ek alles wat ek ooit wil hê. Ek wil dans voor die Heer, ek wil appel as ek loop. My voete tik die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan hoog. Ek wil my vir ewig in die Here verbly, want hy is so genadig en so goed vir my. Laat alles wat asem met die Here nou loof. Die duiwel gaan my nooit weer van my vreugde beroof. Ek wil dans voor die Here, ek wil appel as ek loop. My voete tik die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan hoog. My voete tik die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan hoog. Ek wil dans voor die Here, ek wil appel as ek loop. My voete tik die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan hoog. Kom ons appel as ons loop. Ons voete tik die ritme en ons hart is vol hoop. Ons hande klap saam en ons sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan hoog. Ek wil dans voor die Here, ek wil appel as ek loop. My voete tik die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here want die hemel staan hoog. Prys die Here want die hemel staan hoog. Prys die Here want die hemel staan hoog. Nou kom ons lees uit 1 Johannes 1 uit vanaf vers 5. 1 Johannes 1 vanaf vers 5. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef soos hy wat in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons die sondes vergewe en ons van alle kwaad reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. As een woordjie wat ek graag wil stil staan in vers 9, en ek gaan die woordjie sien daar, regverdig. My liewe vriend, ons familie, ek het baie jare terug die voorbeeld gebruik en ek wil dit graag vandag weer gebruik, want ek dink is baie relevant vandag. Het gaan oor 'n student wat 'n flat gekry het saam met 'n meisie. Nou die ouetjie se ma is in die dorp en sy kom kuier en sy het gesê sy gaan die aand by hulle kom eet en saam met hulle kuier. Nou toe die ma daar aankom en sy sien hierdie twee saam bly, toe sy dadelik ongemaklik oor die hele ding. Tiaan sê toe vir sy ma, ons is regtig net studente, dis soos 'n komune, hierdie verhouding is net platonies, ons is net goeie pelle, jy hoef niks bekommerd te wees nie. Ek dink jy's net bietjie oudtyds, want vandag se dinge werk bietjie anderste, ons moet saamwerk om te oorleef. Ek het my kamer en sy het haar kamer en ons het 'n plan gemaak, omdat dit net te duur is vir een ou om die flat alleen te betaal. Sy ma sê vir hom, wel, ek is nie gister gebore nie, dis hoekom ek ongemaklik is. Net so rukkie daarna, toe kom Monica daar aan en sy groet die tannie, later toe sit hulle 3 aan 'n tafel, nadat hulle iets in mekaar geslaan het en dan begin hulle eet. En nou kuier hulle. Nou terwyl hulle so lekker kuier, sien die ma aan Monica se hand, sy het 'n verskriklike mooi horlosie aan. En sy vra toe vir Monica, kan ek asseblief die horlosie sien?
En sy haal die horlosie af, en sy gee dit vir die tannie, en die tannie kyk dit, en hulle eet verder, en hulle raak weer in die gesels, en later toe sy ma huis toe. Die volgende dag, toe Monica opstaan om by haar klasse te gaan, toe soek sy haar horlosie oor ons, maar sy kry haar horlosie net nêrens nie. Nou probeer sy onthou waar sy hom nou laatste neergesit het, maar sy verbeel, sy het hom laaste vir Tiaan se ma gegee. Sy kan nie onthou of Tiaan se ma hom teruggegee het. Monica is reguit na Tiaan toe en sy sê vir hom, Tiaan, ek wil nie jou ma blameer nie. Ek dink sy dalk vergeet om dit terug te gee. Sy het nie dalk per ongeluk saamgevat nie. Ek dink sy was die laaste een wat dit gehad het. Ek kry dit nêrens nie. Tiaan bel sy ma. Ma, het jy dalk die horlosie by jou? Dalk het ma dit net per ongeluk saamgevat. Sy ma antwoord, nee, maar sy in haar eie bed geslaap het, sou sy het langs haar kussing gekry het. Jy sien, sy is nie gister gebore. Ek glo, Monica sou ook waarskynlik nie geweet het waar maar gesig in die drukkie, want die eerste indruk voor Tiaan se ma is 'n groot oeps. Hulle is uitgevang met iets wat hulle in die donker doen en reken niemand daarvan geweet het. Nou weet sy Tiaan se ma weet, en dit maak die hele ding nou lekker ongemaklik. Hierdie is 'n groot geheim, wat hulle probeer wegsteek het, en definitief nie meer gehad het, die moet uitkom in die lig nie. Kyk, ek glo, almal van ons het so iets. Jy het baie mense in jou lewe, maar daar is goedjies wat jy baie hard hoop, dat hulle dit nooit ooit sal uitvind nie. Dat dit vir altyd 'n geheim sal bly. En die moment wanneer daai goedjies sal uitkom, is dit oorlog. Ek sal nooit vergeet nie, baie keer doen mense dinge, en dan reken hulle mense sal nooit uitvind nie. Maar die Here het 'n manier om hierdie goedjies wat jy graag in die donker wil bære en begrawe in die donker, om dit in die lig te bring, en dan as dit in die lig kom, is dit gewoonlik vonke. Ek het 'n ou geken so 'n hele paar jaar terug, wat eendag 'n kans gevat het, en 'n vrou langs die pad opgetel het, hier by die nywerheidsgedeelte hier in George, en 'n vrou opgelaai het. Hy het net so om 'n steegie gery in 'n doodloopstraat, daar was niemand in daai doodloopstraat gewees nie, daar was nie mense gewees nie. Op daai moment, terwyl hy en die vrou in die kar sit, toe kom daar 'n kar in die hoofpad agter hom verbygery, en die ou herken toe die kar. Nou wat is die kans? Ek vra vir jou, wat is die kans? Ek vra jou vandag, is dit nie die Here wat hierdie goed kom oopgooi nie? Hierdie ding wat in die donker gedoen was, het nou in die lig kom sit. Net daar, die ding wat hulle wou kom doen het in die donker, daar staan hy helder in die lig. En die gevolge was geweldig. Mense, die groot rede hoekom ek vandag hier by hierdie gedeelte wil stil staan, is nie om klippe te gooi nie. Is nie om vir ons te sê, luister, jy moet nou 'n tipe lewe lewe waar jy nooit ooit in jou lewe iets verkeerd doen nie. Want dis onmoontlik, jy kan nie, al probeer jy jou beste, ons is nie 'n klomp Jode nie, jy kan nie. Want Johannes sê vir ons in hierdie gedeelte baie duidelik dat almal sondig. Die fokus lê vir my, maar hoe maak ons dit reg? Want wanneer ek hierdie groot geheim van my in die donker probeer wegsteek, dan loop ek elke liewe dag rond met spanning. Ek kyk die hele tyd oor my skouer en ek wonder en ek worry daaroor wanneer hierdie ding gaan uitkom en wat dit gaan veroorsaak. 'n Mens kan nie so lewe nie. Ek wonder wat die mense gaan sê as hulle sou uitvind, wat die gevolge gaan wees en hoeveel mense gaan seer kry. En dan wanneer die ding uiteindelik in die lig inkom, dan is dit chaos. Julle sien, ons is regtig partymal ons eie grootste vyande. Want ons maak die lewe vir ons so ongelooflik swaar en moeilik. En dan moet jy nou met hierdie ding rondloop, terwyl jy met jou finansies sukkel, terwyl jy met jou werk se uitdagings sit, terwyl jy nog die goed by die skool moet hanteer, en dan die ander dinge in jou lewe word nou ook nog beklei vir jou aandag, en die mense bly in die oë kyk en 'n masker dra, asof niks verkeerd is nie. Ek sê julle, om in die donker te lewe is nag, dis swaar. Om half in die donker te lewe en half in die lig te lewe, niks beter nie, hoor. Jy voel nie goed oor jouself nie, amper asof iets kort. Dis bitter moeilik om die oorlog daar buite aan te vat en om die 10.000 goed wat beklei vir jou aandag. Baie dankie. Verkou het hy lekker die kort neusbed gekry. Is moeilik om 10.000 goed daar buite te hanteer terwyl jy self met 'n oorlog hier binne in jou sit.
Die opdrag wat Johannes vir ons hier gee is, kom uit die donker uit. Kom staan in die lig, lewe in die lig. Jy gaan dit vir jouself soveel makliker maak. Ek wil kyk gou na 1 Johannes 1 vers 5 tot 7. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar's geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos hy wat in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Nou wat wil Johannes vanoggend vir ons hier sê? Hou net 'n gedagte dat Johannes die apostel 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes geskryf het. Dis een ou wat 3 briewe geskryf het, maar nie net dit nie, dieselfde Johannes het die evangelie van Johannes ook geskryf. En die rede hoekom ek vir Johannes 'n apostel noem is dit is presies wat hy was. Hy het vir Jesus met sy eie oë gesien. Hy het hom gesien hy het hom gehoor met sy eie ore, hy kon aan Jesus raak. Hy was selfs nog nader as dit, want Jesus het sy 12 disippels gekies, maar daar was 3 wat amper half binne in Jesus se binnekring was. Hy was een van hierdie 3. Dit was hy, dit was Jakobus en dit was Petrus gewees. So hy's amper soos binne in die binnekring. As jy skerp is, gaan jy sien dat Johannes hierdie 3 briewe skrywe, amper soos 3 pamflette wat hy vir ons sê, mense, as jy wil weet hoe om te lewe, dis wat jy moet maak. Interessant is dat Johannes 'n voorbeeld gebruik, wat in die evangelie ook voorkom, wat nêrens anders voorkom nie. Hy is verskriklik lief daarvoor, om te praat van lig en donkerte. En dit kom oral by sy briewe voor, en selfs in die evangelie van Johannes. Hy is die enigste ene, om die vers te gebruik waar hy sê, Jesus is die lig vir die wêreld. So jy gaan dit oral optel, donkerte en lig. Om in die donker te lewe en om in die lig te lewe. Nou hoekom is hy so gepla daaroor? Ek glo, dis omdat hy een van die 3 was wat daai dag saam met Jesus die berg opgeloop het. En daai dag op die berg het Jesus mos aan hulle gewys hoe hy regtig lyk. Die Bybel gebruik nog al die woord om te sê, hy was so 'n helder lig voor hulle, amper soos 'n blindende lig. Hulle word beskryf met 'n blinde lig soos weerlig. Van daar af, toe hy Jesus gesien het wat voor hulle verander het op die berg, toe gebruik hy die voorbeeld lig en donkerte. Nou hoor wat sê hy in 1 Johannes 1 vers 1. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het en wat ons hande aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle. So hoor wat sê hy, wat ek met hierdie ore van my gehoor het, wat ek met hierdie eie oë van my gesien het, wat ek met hierdie hande aangeraak het, daaroor skryf ek. Dis waar hy die lig en donkerte kom, die vergelyking kom. Ek wil net gou 'n pause hier insit. Baie mense maak 'n groot fout hier. En dis omdat hulle reken dat lig beteken dis die goeie en jy moet die goeie doen en donkerte beteken dis die slegte. En God aanvaar die mense wat in die lig lewe, maar die mense wat in die donkerte lewe, hulle staan nie 'n kans nie. Hulle gaan dit nie maak nie. Dis nie hoe die Bybel werk nie, hoor. Die Bybel is 'n boek van tweede kansse. Dit gaan oor mense wat absoluut in donkerte lewe. En dan kom Jesus en hy trek jou uit die donkerte uit en hy kom sit jou in die lig. Want kom ons wees eerlik. As God net mense aanvaar het wat reg lewe en in die lig lewe, sou nie een van ons dit gemaak het. Ons wat vandag hier sit, is mense met tweede kansse. Is mense wat nooit God eerste gekies het nie, is mense wat God gaan kies het. Mense wat 'n hartoortplanting nodig gehad het en God het gekom deur die Gees en hy het vir ons 'n nuwe hart gegee. Ons is letterlik die getuienis van mense wat in die donkerte gelewe het, uitgeruk en gesleep is om in die lig te kom lewe. Ek meen ons simbool vir ons Christelike geloof is 'n kruis en nie 'n leer nie. 'n Kruis getuig van iemand wat moes doodgaan vir ons sonde. En nie 'n leer van oulike mense wat nooit iets verkeerd gedoen het en net so kan opklim in die hemel in nie. Jesus se laaste woorde aan die kruis was, dit is volbring.
Met ander woorde, die prys op ons sondes is betaal, dis klaar, dis gedoen, dis betaal. Jesus het nie gesê op die kruis, mooi so, hou so aan, jy het nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Mense, om in die lig te lewe beteken nie dat jy nooit foute gaan maak nie, dat jy nooit gaan sondig nie, dat jy nooit gaan skeeftrap nie. Dis nie wat dit beteken om in die lig te lewe nie. Die harde ironie is, dis presies wat ons doen. Ons hanteer die lig soos 'n spotlight. Ons kies wat ons in die lig wil steek en wat ons nie in die lig wil bring nie. Wat ons in die lig wys, is die dele wat ons wil hê die mense moet raak sien, maar die dele wat ons nie wil hê die mense moet sien nie, dit hou ons in die donkerte. Ek sê altyd, wanneer jy iemand nuuts ontmoet, vir die eerste keer, dan leer jy die beste weergawe van hy ou. Wat gaan jy leer met tyd? Sy foute, en dit wat hy wil wegsteek. Iewers slip dit uit. Jy kan nie altyd hierdie mooi front voorhou nie. Iewers gaan jy 'n deel, wat jy per ongeluk in die lig nie wou gehad het nie, daarin druk. Nou my liewe fynbosfamilie, kom ek wys gou vir julle vanoggend, nee. Hoe lyk 'n normale ou wat in die donkerte lewe? Nou dis die dele wat jy graag wil wys vir die mense. En jy gaan sien daar's 'n lyn. En alles wat ons bo daai lyn sit, is wat ons graag wil hê die mense moet raak sien. Maar daar's 'n lyn. En daar's van die goedjies wat ons wil hê die mense nie moet raak sien nie, dit steek ons onder die lyn weg. Nou kom ek wys dit vir julle. So die goedjies bo die lyn is goedjies wat jy mee gemaklik gesels met mense. Dis nou soos byvoorbeeld jou werk, jou kerk, rugby, weer, familie, dit wat jy kyk, jou belangstelling, so gereeld jy oefen, hoeveel blokkies jy op jou maag het, vakansies. Daai kry jy, dan daai sit jy bo die lyn. Nou jy sal sien daar in die middel, noem ek dit 'n lyn van skaamte. Dis goedjies wat jy graag onder die lyn wegsteek en jy wil nie hê die mense moet dit van jou weet nie. Want as hierdie goedjies moet uitkom, dan is daar skade wat aangerig gaan word en mense gaan seer kry. En as jy weet mense sal dit van jou weet, gaan hulle jou dalk anders hanteer. Dis goedjies wat jy van mense nie vertel nie. Nou dis goedjies byvoorbeeld soos jou sondes, wat jy verkeerd doen en nog steeds doen. Pornografie, jou huweliksissues, jou twyfel of Jesus regtig bestaan, jou onsekerheid of jy regtig hemel toe gaan, jou mishandeling, jou drankprobleem, jou depressie, jou foute wat jy gemaak het in jou jonger jare. Dis 'n normale lewe in donkerte. Van die goedjies is bo in die spotlight. En 'n klomp goedjies is hieronder wat jy wegsteek in jou lewe in die donkerte, wat jy weghou van mense se oë en ore. Nou wil ek julle vandag iets leer. Want hoekom 'n mens absoluut in die lig, voluit in die lig? Want ons het ons nou gesê dat as jy lewe in die lig, beteken dit nie 'n foutlose lewe nie. Jy kan in die lig lewe en nog jou foute maak. Maar hoe kan ek voluit in die lig lewe? 1 Johannes 1 vers 9 sê: As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. In plat Afrikaans. As jy alles wat jy in die donker doen, net dit optel en jy bring dit in die lig in, en jy hou op dit weg te steek van die Here af, sal God dit vergewe. Hoor mooi wat sê Johannes, bely dit. Hoor ons sal in Spreuke 8 vers 13, wie sy oortredings bedek sal nie sukses behaal nie, maar hy wat dit bely en laat vaar, ervaar ontferming. So al die goedjies wat jy onder die lyn wegsteek in jou donker lewe, moet jy opbring, daai goedjies wat jy wil weghou van die mense, daai goedjies wat jy wil hê mense nie moet sien nie, bring dit in die lig in. Hoe doen ek dit? Kom sit dit voor Jesus se voete neer. Los dit daar, draai om en stap weg. Bring dit na Jesus toe, noem dit op die naam wanneer jy met Jesus daaroor praat. Kom sit dit daar neer en bly weg van dit. Bely beteken dat ek met Jesus praat daaroor, ek stort my hart daaroor. Here, ek sê, Here, ek is so jammer, ek sukkel daarmee. Help my met hierdie spesifieke probleem in my lewe. Stort jou hart daaroor uit en sê vir Here, ek is jammer daaroor. Sit dit, bring dit in die lig van Jesus in. En dan los jy dit daar. Dis wat laat vaar beteken.
Jy sal nooit vrykom van die donkerte as jy dit elke keer in die lig inbring, maar jy kom en jy gaan tel daai tas op en jy sleep hom weer terug in die donkerte in nie. Jy sal altyd in die donkerte bly. Jy moet dit in die lig inbring en daar los. Dan raak jy ontslaaf van die donkerte. Dis iets wat ek nie lekker verstaan hoe baie mense redeneer nie. Wel, ek moet net bid en ek moet elke dag net jammer sê daaroor, maar ek kan aanhou daarmee. Of ek kan net bid en jammer sê en die sonde is vergewe en ek kan aanhou met die sonde. Jy kan nie. Boetie kan mos nie vir Boetie blaai en 'n lekker harde een gee. En jy sê vir Boetie, Boetie, dit was verkeerd, sê vir hom jammer en hy sê jammer, jy het nog nie so teruggedraai nie, blaai weer vir Boetie nie. Dan sê mos nie jammer nie. Dan bly jy in die donker. Jy moet dit in die lig inbring. Noem dit op die naam voor Jesus. Sê, Here, help my hiermee. Ek sukkel hiermee. Los dit daar. Moet dit nie weer doen nie. Onthou daai owerspelige vrou wat op die daad uitgevang was en wat hulle voor Jesus se voete gesleep het, wat die ouens klippe opgetel het en saam met klippe in hulle hande. Hulle wou haar doodgooi met klippe en Jesus sê mos vir hulle, wel laat die een wat sonder sonde is die eerste klip gooi. En hulle sit hulle klippe neer en hulle draai toe om. Hoor wat sê Jesus vir haar in Johannes 8 vers 11. Jesus sê toe, ek veroordeel jou ook nie, gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. Haar sonde het in die lig gekom, sy is uitgevang. Jesus sê vir haar, moet dit nie weer doen nie, los dit. Hou net op. Mense, God is nie soos jou ex-meisie, wat jy nooit sal vergewe nie. Ek wil terugkom na 1 Johannes 1 vers 9, kyk weer na die woorde. As ons sondes bely, is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergewe, en sal ons van alle kwaad reinig. Daar staan dat Jesus regverdig is. Dit beteken dat wanneer jy daai sondes van jou in die donkerte in die lig inbring, en jy kom sit dit voor Jesus neer, en jy los dit daar, jy doen dit nie verder nie, dat wanneer die duiwel aangestorm kom, dis amper soos 'n tipe hofsaak wat jy daar raak sien. Jy's aangekla, en God is die regter. En aan die een kant is die duiwel, en hy vertel hoe sleg jy is, en hoeveel mense seer gekry het, en jy gee niks om nie, en jy is sleg verby, en jy verdien die hel, jy dink nie aan jouself, jy lewe in die donkerte, jy's 'n scam, jy worry nie oor Jesus nie, anders sou jy dit nooit gedoen het nie. Op 'n stadium, dan stop Jesus die duiwel, en hy staan op, en hy sê, sy kan maar gaan. Want die prys is klaar betaal. Die vonnis is klaar gedra. Die pak sla is klaar uitgedeel. En hy hou sy hande in die lug as 'n bewys dat almal kan sien. As 'n bewys wat dit gekos het. Oor daai sonde waaroor die duiwel jou aankla. Jesus is regverdig. Die sonde is gestraf. Hy het klaar die straf gedra oor wat jy gedoen het. Klaar. Julle sien, my liewe Fynbos familie, Jesus roep jou vandag om in die lig te lewe. Dis soveel ligter. Dis so bevrydend. Dis so swaar las wat vir jou afkom. Jy kan weer asemhaal. Jy kan weer môre ingaan. Jy kan môre weer in die oë kyk. Jy het weer krag om die uitdagings te kan aanvat. Daai krag wat jy gebruik het om die goed van die mense af weg te steek, daai krag is nou vry om jou te help in die lewe aan te vat. Jy hoef nie meer oor die skouer te kyk nie. Jy hoef nie meer te wonder wat mense gaan sien nie. Dit raak 'n waardevolle les waar jy selfs kon leer en waar jy kon groei, maar dit kan net gebeur as jy in die lig lewe. So ek wil jy vandag uitnooi. Jy weet wat jy onder daai lyn gesit het in jou lewe. Daai goedjies wat jy in jou lewe bære, wat jy nie wil hê mense moet weet en mense moet van hoor nie. Daai goedjies wat jy diep in jou gedagtes bære. Jesus nooi vandag, kom sit dit voor hom neer. Kom sê jammer daaroor, los dit daar, en moet dit nie weer optel nie. Draai om, stap weg, want Jesus is regverdig. Hy sal sy hande vir jou ook in die lig steek, en die merke wys wat op sy hande is. Dat daai wat jy gedoen het, klaar betaal is. Vat vandag hierdie uitnodiging. Bring hy goedjies wat jy onder die lyn het. Bring dit in die lig. Lewe van nou af in die lig. Amen.